Na 'n winderige, kouerige nag en 'n lekker chilly oggend, baie welkom by die leefgewoonte van hierdie week. Ons het Sondag gehoor van Jesegiel in Jesegiel 1 tot 3, wat iets van God se heerlikheid, van sy grootheid gesien het en plat op sy maag oorgegee, neergeval het in nederigheid. En dan deur die Gees opgetel is om God te hoor, te luister na wat God sê en dan sy opdrag of sy roeping ontvang. Om jou kop te swaai van jou dagwerk, dat jou dagwerk iets is waarvoor jy vir die Here werk. Met ander woorde, van beroep na geroep wees, is daar twee vrae wat ons gesê, wat ons kan vra, twee belangrike kernvrae wat ons kan vra. Hoe dink ek oor God? Wie is God? Hoe sien ek vir God? Sien ek God se heerlikheid in elke dag waar hy is, of ek is saam met hom, voor hom? Wat is my prentjie van God? Dis die een vraag. Hoe dink ek oor God? En wat is die impak? En hoe respond ek op hom? Die tweede ene is, vir wie werk ek dan? As ek werk, as ek besig is, my dagwerk, my dag besig wees, vir wie werk ek? Of vir wie gaan ek werk as ek nog 'n beroep moet kies, of besig moet wees met goed? Of jy kan nou, as jy op skool is, kan jy vra, vir wie leer ek? Leer ek vir my pa of vir my ma om hulle tevrede te stel, of werk ek vir my baas, of werk ek vir my vrou, of werk ek om my ouers te beïndruk, of iemand anders te beïndruk? Vir wie werk ek? En dis die sleutelvraag wat jou kop kan swaai om beroep na geroep te verander. Maar dit sluit ook aan by die leefgewoonte wat ons hierdie week op die tafel wil sit, die leefgewoonte van oorgee. Hoe kan die Here Here wees en sy heerlikheid deur my wys in alle fasette van my lewe? Hoe kan die Here Here wees in alle fasette van my Here? En dis die kernvraag vir hierdie week. Wat moet ek oorgee? Wat moet ek oorgee? Eintlik neerval op my gesig, nederig voor God, submit voor God, aan God, nadat ek self gesubmit het aan God. My akademie dalk moet ek my beroep, my werk oorgee, dalk moet ek my sport oorgee neer, dalk moet ek my verhouding waarin ek staan met iemand, of met mense waarin ek staan, die koneksies wat ek het, dalk 'n gesprek wat ek met iemand gaan hê, dat ek dit oorgee aan God, of 'n besluit, 'n groot besluit wat ek moet neem, oorgee aan God. Word hierdie week bewus dat jy geroep is, elke dag, daar waar jy nou is, geroep is, om elke dag te leef, maar om elke dag ook, elke faset van jou lewe oor te gee, maar word bewus van daai een ding hierdie week, wat jy weet, jy moet oorgee. Geniet die week.